Onse Here wat in die hemel is, ons dankie vir al die liefde en genade. Dankie dat ons hier by mekaar kan wees vandag. Here, aan U kom al die lof toe. Here, ons loof, ons prys U naam. O Heilige Gees, wees hier saam met ons. Maak ons geestes oog oop en leer ons van U woord, Here. Herinner ons, wys vir ons wat ons moet sien, Here. In die naam van Jesus Christus. Amen. Amen. Okay, vandag gaan praat ons oor God maak jou vry. En dit is so. Vir elke kind van die Here is daar's 'n stryd, 'n geestelike stryd in elkeen van ons se lewe. En die sonde wat jy baklei om 'n stukkie van jou lewe te hê, en jy wat vir Christus wil lewe, jou gees wat jy teen jou vlees baklei. Want soos Paulus ook gesê het, daar dinge in die gees wat hy nie wil doen nie, maar in die vlees doen hy dit. En dis waarom die genade van die Here daar is. En elke dag word ons versoek. Ons word ons versoek elke dag. En om teen die wil van God te gaan, ons stry heeltyd teen die wil van God. Want ons wil die goeie doen, maar die slegte het altyd na ons gekom. God wil met hierdie stryd ons help. Die Here wil, want in sy woord sê, in sy woord is daar baie beloftes waar God beloof om ons te verlos en ons vry te maak van hierdie dinge wat ons bind. En as baie dinge wat mens bind is, mense wat drank het, dit bind hulle. Mense wat vloek het, dit bind hulle. Mense wat sondig doen, wat sommige dinge doen, dit bind hulle. Dit hou hulle weg van die Here. Want as jy bind, as jy vasgemaak is, as jy byvoorbeeld ontvoer is en jy word in 'n kamer toegesluit, jy word gebind. Of daai kamer toegesluit is, of nie, jy kan nie uitkom want jy is gebind. Jy is vasgebind aan iets. So, die Here wil ons help met daai binding wat op ons is. Elke Christen het sy eie probleme. Elkeen is nie dieselfde nie. Van die kleintjies se probleme is nie my probleme nie. My probleme is nie aan die kleintjies nie. Man en vrou se probleme, vrou en man se probleem is nie dieselfde nie. Die kinders se probleme is dieselfde as die ma se probleem. Want die kinders gaan vandag skool toe, hulle skryf toets, hulle bekommerd, ma gaan nie self bekommerd dat daar word die toets nie. Ma gaan bekommerd dat daar vanaand kos is in die huis. As die kos miskien 'n bietjie laag is, soos Dalena al sê, as ek die koskaste oopmaak en dit raak laag, en raak ek soos 'n beer met 'n seer tand. Maar dit is, elkeen sy eie bekommernis, sy eie soort stryd. En niemand, God beloof om ons vry te maak van baie dinge. Ons wil dit net aanvaar, net aanneem, en op hom vertrou. Maar soos ek en Dalena net gesels het, iemand was nou dag by my huis en hy kyk die nommer 17, 117, en ek gaan net vandag die vers vir julle lees, 117, dit is Psalms, wat hy gesê het. Die Here, hierdie advertensies. Nee, kan mens. Maklik, sê net vir my, kan dit lees. Ag, maak is klaar dan. Die Here sal doen wat reg is. Nogal interessant te doen, nog gaan kyk. Die Here sal doen wat reg is. Hy wil hê mense moet reg doen. Eerlike mense mag naby hom wees. En dit is wel mooi, ek het nog nooit aan gedink om net na 'n nommer te kyk en dan na die psalms te gaan kyk nie. En dit is so interessant. Dit is soos in Psalm 118 vers 8, wat presies die middel van die Bybel is. Moenie op mense daar vertrou nie. En die Here waarsku ons altyd. Ek kan nie op Leon vertrou nie, Leon kan nie op my vertrou nie. Ons ken mekaar, ons vertrou mekaar, maar as ek my hele lewe op hom moet vertrou, waar gaan ek heen? Verstaan? Dan as ek in die hemel eendag kom en sê, Here, maar Johan, jy het my nooit vertrou nie. Jy het Leon vertrou. En Leon het niks vir jou gedoen nie. Ek wat vir jou sondes betaal het, jy het my nie vertrou nie. So maar, elke Christen het sy eie probleme. God beloof ons dat hy ons vry sal maak van baie dinge. Ons lees van byvoorbeeld dat God ons verlos van die volgende. Kom ons kyk. Hy maak ons vry van veroordeling. Lees ons daar? Romeine 8:1. Ja.
Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus is, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Jy sien, dit is julle, die vlees en die gees wat in mekaar. Die gees, 'n geestelike mens, probeer die beeld van Jesus vertoon. Die vleeslike mens, wat ek ook al sê, is eintlik 'n vreeslike mens. Dis daai ou wat hiet en hy wil net slaan, hy wil net kom en verwoes en steel. Maar klink dit nie bekend nie? Satan wat altyd kom om te verwoes en te steel en te vernietig. Wat het hy al ooit in sy lewe opgebou? Hy het nog niks opgebou nie. Hy breek alles af. Ja, en hy slaan die sagte tydens. En hy slaan die sagte tydens soos alleen sê. Want hy is eintlik 'n lafaard. Maar nou hy maak ons vry van oordeling. Die goeie nuus is, God se oordeel is vir altyd verby vir die wat in Christus glo. Wat dit beteken is, as jy in Christus is, en glo in Christus, en hom as jou verlosser aanvaar, dag as jy doodgaan, wat ons almal eendag gaan wees. Maak jouself môre, oormôre, volgende jaar, oor 10 jaar, oor 100 jaar, of wat ook al. Maar die dag as jy doodgaan, jy is saam vir Christus, gaan hy jou nie oordeel nie, want jy het hom geglo, jy het sy seun geglo, wat hy gestuur het om ons te red. Maar jy gaan jou beloning kry in die hemel. Daai beloning volg met 'n bruiloftfees. En wanneer die groot verdrukking op die aarde is, die eerste helfte is die beloning, en die tweede helfte, en kyk hoe interessant is dit. Die tweede helfte is 'n bruilof. By 'n bruilof huil mense, treur hulle, wat doen hulle daar? Nee, hulle is opgewonde, hulle is vrede. Maar kyk wat gebeur op die aarde weer. Net mooi die teenoorgestelde. Hulle gaan, niemand gaan eintlik wil deur die groot verdrukking gaan nie, want swaar kry, trane, jy gaan wel doodgaan, maar die dood gaan nie eens daar wees nie. So, daar's so baie dinge wat gaan gebeur en kan gebeur. Maar kom ons kyk 'n bietjie hierson. Romeine 6 vers 11. So moet julle ook reken dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus se Here. Nou, ons is dood vir die sonde. So die sonde kan jou nie eintlik aanval nie, want jy was dood, saam met Christus. En as volgens jy dood is, 'n dooie lijk kan niks doen nie. Maar ons is dood vir die sonde. Maar Jesus het na 3 dae het hy opgestaan in die graf uit. Sy liggaam waar gelê het, sy doek was mooi opgevou gewees. Maar die kopdoek was nie opgevou gewees, was net daar neergegooi, so neergesit. As die mense gaan kyk hoekom dit so is, want die Jode as hulle aan die tafel geëet het, en hy het geëet, en die kos was nie lekker nie, vou hy sy doek op en sit hom neer. Dis 'n teken vir die gasheer, sê maar jou kos was nie lekker. Maar as jy hom opvou en hy gooi hom nou neer, sê, ek het lekker geëet. Dan sê, so jy sê dit nie mondeliks vir die gasheer nie, jy wys vir hom. Maar ons is, hulle wat net soos Jesus leef, wie leef soos Jesus? Die mense wat Jesus aangeneem het, wat Jesus se beeld probeer uitleef. Daai mense wat ander so sien, maar jy het iets. Ek sien Jesus in jou, want daar is iets wonderliks in jou. Jy praat van groot dinge. Jy vertoon groot dinge. Ek begeer wat jy het. Jy het iets wat ek nie het nie. Beskou hulle self as dood vir die sondes. Maar hulle is lewendig, net vir God. Hulle lewe deur 'n geestelike vorm. Van die vlees is hulle dood, vir die sonde. Maar die geestelike lewe, so kom die Here vir ons 'n volle geestelike lewe wil gee. Alles in oorvloed. Dit is daar, maar ons eis dit nie op nie. Ons weet nie eens daarvan nie. As checkers of ook al, wat ook al, skielike advertensie insit, sit hulle klein advertensie aan die koerant, kom alles is verniet. Mense lees nie eers die klein skrif nie, maar as die mense liever dit gelees het, hulle gaan daar wees, want hulle weet. Maar oké, dit doen ons in die naam van Jesus Christus, alles wat ons doen, ons in die naam van Jesus Christus. Die derde een wat ek het,
is, hy maak ons vry van die wet. Romeine 10 vers 4? Romeine 10. Ja, Romeine. Sien nou Romeine 10, sorry, ek het nie daai nog gesien. Okay. Romeine 10 vers En hy maak ons 4, vry van die wet. Want Christus is die einde van die wet tot geregtigheid vir elkeen wat Is dit nie duidelik nie? Christus is die einde, nie die begin van die wet nie, is die einde. En dis die ou vertaling wat sê, dis die, aan die einde. Duideliker kan dit rarig word. Jy kan hom nie duideliker as dit sê nie. Sodat elkeen wat glo, vrygespreek kan wees van die wet. Nou kry jy mense wat, gaat hulle na die wetboeke toe, en sê, maar in die Bybel in die wetboek staan, jy mag nie dit doen, jy mag nie dat doen nie. Maar ons is dan vry van die wet. Hoekom wil jy die wet nog doen? Jy kan nie met een voet in die wet staan en een voet vry wees van die wet nie. Dit werk nie so nie. Jy kan nie jou brood aan albei kante geboter hê nie. Hoekom sê, party mense wil natuurlik altyd hulle brood aan twee kante geboter hê, maar wat is die probleem daarmee? As 'n brood van die tafel val, watter kant val hy? Dan is jou kans 100% dat jy in die boter op die grond gaan val. Ongelukkig partykeer is dit so brood wat geboter is, val altyd met die boterkant op die grond. Maar okay, daar gelaat. Ekskuus. Hy maak ons nommer 3. Ek net sê, sonder Christus help dit niks dat die mense die wet probeer onderhou nie. Want geen mens, al lewe hoe goed, al is hy hoe goeie mens, kan doen nie sonde nie. Want as 'n mens nie sonde doen, het Jesus verniet gekom. Maar as hy nou regtig, dan was hy nou verniet. Want hy is dan nou mense wat dan, ek het jare terug omgeken, dan die Maasloop se man. Man, ek het hom so gekyk, en ek het daai dag gedink, en as daar nou 'n goeie man op aarde wees, dan moet dit jy wees. Want ek het nooit gesien, wat hy iets sleg van iemand praat nie, of iets slegte nie, woorde praat nie, maar hy het nooit van Jesus gepraat nie. So, dit maak vir my sê, as jy hoe goed, jy doen nog steeds sonde, omrede nie van Jesus praat nie, wat is God se wil? In Matteus 28 vers 19, 18-19, gaan uit en verkondig die woord, maak disippels, vertel mense van hom, sodat hulle ook gered word. Nie dat jy alleen, soos baie mense, ek kry die redding, ek het nou iets ontdek, ek ontdek nou om geld te maak, om my geld te verdubbel elke dag. Nou vertel ek van niemand nie, want ek is bang, hulle doen dit ook. Nee, ons moet die mense vertel, praat ek te veel? Ons moet mense vertel van wat hy vir ons gedoen het, wat hy elke dag vir ons doen. Ek en alleen sê baie keer van sy, partykeer kan ons sien wat die Here vir ons doen. Dis wonderlik. Elkeen wat glo, is vrygespreek van die wet. Ons is vrygespreek. Ons is die genade, hy geskenk wat die Here vir ons gegee het. Hy het dit vir ons gegee. En as ek vir julle geskenk gee, en jy aanvaar hom nie, gaan ek sleg voel. Ek gaan dink, ek het miskien iets verkeerd gedoen. So voel die Here ook, dat as hy vir ons iets gee, en ons aanvaar het nie, voel hy sleg, voel hy hartseer. En die Heilige Gees moet ons nie bedroef nie. Sonder Jesus help dit niks, en dat ons probeer om die wette. Maar jy kan nie sonder Jesus nie. Jy het 'n magtige, 'n krag, 'n mag nodig. Daardie Here wat in ons is, om goed te doen. Nommer 4, hy maak ons vry van sonde en die dood. Romeine 8:2, want die wet van die Gees van die lewe in Christus het my vrygemaak van die wet van die sonde en Hier kom ons agter. Die wet van die Gees kom van Jesus af, die Here Jesus Christus. Hy gee die lewe. Hy het gesê dat hy gekom het sodat ons kan lewe. Maar die sonde, as ons hom nie aanvaar nie, bly die sonde by ons. En die sonde veroorsaak die dood. Dis kom ek altyd sê, 'n persoon wat Jesus aangeneem het, wat 2 keer gebore is, sterf net 1 keer. Maar as jy 1 keer gebore is, sterf jy 2 keer. Die dag wanneer jy begrawe, en die dag wanneer jy in die hel gegooi word. So jy het net 'n keuse, die keuse is joune. Net Satan kom, hy gaan vir jou dwing en jou mooi dingetjies vertel.
ek het moes laas week vir julle vertel van die R3 noot en so aan. Maar hy gaan nie met die R3, hy gaan met 'n valse noot na julle toe kom. Hy gaan jou alle mooi dinge vertel. Miskien 90% die waarheid, net 10%. Soos byvoorbeeld, gister kry ek 'n boodskap van iemand, en nou kyk hoe Satan werk. Soos daar neergesit, ek volg elke aand hierdie oorlog en goed. Maar dit is in verband met Israel. Want Israel is God se volk. Nie sy kinders nie, sy volk. Ons is sy kinders. Nee? Maar die Here het gesê, as jy Israel leed aan doen, gaan hy vir jou leed aan doen. As hy vir nou die aand lees alleen in Galasiërs van die Here slat daai vyand teen die kaakbeen dat sy tande breek. En ek lees gestaan in Psalm 2 dink ek. Die Here slat dat sy tande breek. Verstaan? Hy slaan. Die Here word gou kwaad op. Moet dit nie miskat nie. As jy die Here sy kinders leed aan doen, as hy sy volk leed aan doen, gaan hy kwaad word en hy gaan vir jou slat. Jou tande sal hy breek. Hy sal jou, die Here het soveel dinge tot sy beskikking, wonderwerke, hy het die weer, die haal, die weerligstraal. Weet, een weerligstraal slaat 'n man en is dood. Maar een weerligstraal, dan 'n dorp soos Johannesburg, ek dink hulle gesê vir 2 jaar, of is dit 5 jaar, krag gee, sonder dat daar 'n load shedding is. Een weerligstraal. So die Here het ontsettende dinge tot sy mag. Kyk, wat is die krag van water? Wat is die krag van vuur? Wat is die krag van wind? En dit is alles tot sy beskikking. Maar die Here is so magtig, dat die wind na hom luister. Toe die skip met sy disippels gevaar het hulle bang geword. En wat reg is, ons word almal bang. Maar waarna het hulle, Here, help ons. Dis wat ons moet doen, want ons weet waar ons hulp vandaan kom. Dit is Psalm 121, nee. Ja, waar my hulp vandaan kom van die berge af. Die Here wat op ons afkyk. Hy het net opgestaan en hy wind gesê, gaan lê. En die disippels gesê, wie is die mens dat selfs die wind na hom luister? Ek dink om daai skip te kon wees, om dit te kon sien, sal daar vrees en 'n respek vrees, wil ek het so sê, vrees van respek om afdoen. Ek dink dis hoekom daai disippels besef het, luister, hierdie is nie 'n man, nie 'n gewone man. Hierdie moet die God wees, die seun van die mens. So, het jou vrygemaak van die wet. Ons gaan dit alles is aan die Heilige Gees te danke. Die Heilige Gees werk aan almal van ons. Miskien is jy 'n persoon wat 'n vleeslike mens is. Jy wil nie God ken nie, maar eendag loop jy in 'n kerk in. En daai predikant preek iets. En skielik breek dit alles binne jou. Dit het met baie mense al gebeur. Breek dit ons besef, maar daar is iemand groter en sterker as ek. Dis die Heilige Gees wat jou voorberei het. En ons moet getuig. Maar ons weet nie altyd wie die Heilige Gees voorberei nie. Maar as ons met die regte persoon praat, wat die Heilige Gees ons na lei, wat hy voorberei het, die Heilige Gees werk in die persoon, en sy persoon net miskien hy een woord, hy een sin hoor, gee homself oor. Besef hy maar, daar is 'n God. So, sy nuwe wet, waarborg 'n splinter nuwe lewe in Christus Jesus vir jou en vir my. As hy nuwe wet oorvat, as hy genade oorvat, daai genade wat begin het, die dag toe Jesus aan die kruis gehang het, daai dag toe die duiwel gesien het, hulle slat vir hom, hulle spyker hom vas en hy het gejuig, hy het gewen, maar hy het onmiddellik, dis soos baie atlete wat omgekyk het, en gedink het hy's voor, hy dink hy wen, toe gaan die tweede persoon verby, toe verloor hy. Daar's nie 'n derde plek in hierdie resies nie, net die eerste en die tweede plek. Derde plek, en daar is nie. Dis nie die hemel, nie die hel. Jy maak elke dag 'n keuse. Elke dag hemel toe of aarde toe, hel toe, waar jy gaan brand. En so baie mense dink, jy gaan brand volgens jou sondes. As jy bietjie sondes het, bietjie brand en jy's dood, klaar, jy's weg, daar's nog. Ander gelowe dink nou weer, jy gaan ons nou weer weeken, jy gaan weer terugkom gebore, maar dit werk nie so nie. Sorry, dit werk nie so nie. Jy gaan in die hel brand vir
ewig. Maar as jy Jesus aangeneem het, en hom as jou God en jou meester gemaak, soos Thomas ook gesê het, die Here vir hom vra, wie sê jy is ek? Sê Thomas vir hom, my Here en my God. En die Here het hom nie reg gewys nie, want die Here het so aanvaar. Hy het geweet, sy oë het oopgegaan, want die Here is met ons. Want deur die kruis is die wêreld vir my dood en ek vir die wêreld. Ons is deur die kruis is ons dood. Alle sondes het ons opgeplak daai. Ons kan amper sê soos die rouwmuur van die tempel waar die Jode nog steeds gaan bid en papiertjies en so. Die klaagmuur, ja. Maar voor ek verder kom, word dan net die klaar toegemaak. Nee, waar moet ek lees? Okay. Ek net weet waar ek moet lees. Galasiërs 6, loop ons tyd uit. Ja. Jons, ons gaan dan baie ver vandag. Galasiërs 6 vers 14. Maar wat my betref, mag ek nooit roem nie, behalwe in die kruis van ons Here Jesus Christus, deur wie die wêreld vir my gekruisig is, en ek vir die wêreld. So, ons kan nie roem nie, maar as mens goeie werke kon doen, en dan hemel toe gaan, sal die een beter werke doen as die ander. Maar ons kan ons nie daarop roem, dat ons goeie werke doen. Ons werk op die genade van die Here Jesus, daai geskenk wat hy vir ons gegee het, daai prys wat ons betaal het, soos hy man wat ek julle vertel het al, wat sy ma toegevou het, die straf gevat het, so het die Here vir ons gesorg. Jy weet, dit moet 'n engse liefde wees, 'n groot liefde wat onmeetbaar is. Maar daar is nie 'n groter liefde as hy wat sy lewe aflê. En omrede hy sondevry was, en ons sondes op hom gevat het God die Vader hom uit die doderyk uit gaan haal, opgewek. En die duiwel kon nie sê, ja, maar jy kan nie Jesus vat nie, want hy het al die sondes nie. Sê God vir hom, en dis my eie woorde, maar Jesus het geen sonde gehad nie. Dis waarom ek hom kan opwek na 3 dae. Maar hy het daar vir die mense wat voor die kruis, wat God geglo het en gevolg het, hy het vir hulle die evangelie kom verkondig. Vir ons sê, luister hierso, ek het gewen. Hier is die sleutels van die doderyk. Ek het dit in my hand, ek het dit kom haal. Julle is vandag saam met my in die paradys. En nou, die Here het gesê, en ek sê dit weer, die Here sê, dat vir die sonder wat langs hom gekruis het, vandag is jy saam met my in die paradys. Die Here 3 dae in die doderyk gewees. Maar vandag is dit 1000 jaar vir die Here. So die Here was in ons, en ek gesê, 'n paar minute in die doderyk. Baie van mense gesê het, luister, die dood is oorwin, die sleutels het ek. So, ek self sal dit nooit waag, om oor iets anders, as oor die kruis van die Here Jesus Christus spog nie. Ons kan oor die kruis spog. Hy, my boetie, my vriend, wat 'n vriend het ons, wat sy lewe aan die kruis vir ons gegee het. Ek kan gaan spog met dit, vertel, ek en jy is vry, omdat ons aan hom glo. Ek is saam met hom gekruisig, en daarom is die wêreld en al sy begeertes geen hou vas meer op my nie. Want wie, as my aanval, of ek val, kan ek dadelik opstaan. Dit kom nou skielik by my op. As ons loop, wie van julle het al geval, en gebly lê, tot vanaand, wanneer die son opkom en dan is op. Niemand van ons staan dan nie eens op nie, want jy kan moes daar opstaan, waar jy geval het. Ek val het my voorbeeld, dat ek nie doodgeval het, ek probeer so vinnig opstaan, dat niemand my gesien het nie. Jy verstaan? Ek verstaan. Maar hoekom? Wanneer die sonde ons laat val, wil ons eers vanaand ons sondes bly. Hoekom nie dadelik ons sondes bly nie? Want nou gaan ek nie die hele tyd bly lê in die straat, tot wag vir donkerte, want jy sien, in die donker, dan bid ek tot my Vader. En dan vra ek hom, dan sê ek onse Vader op, vra om my sondes te vergewe. Here, ek het nou geval, maar ek gaan wag vir jou, tot die donker. En mens kan hom dom wees, dan wil wees nie, maar ons doen dit nie vleeslik nie, maar ons doen dit geestelik. Is dit nie so nie? Is dan dom, mense? Jy weet, ek het eenmaal 'n storie gehoor, 'n vrou, die man raak gery in die straat,
net liggies gestel, dat hy hom so 'n bietjie laat val. Ander man kom na hom toe, lê, net doodstof. Jy gaan baie geld ontvang. En die kom 'n bus en hy ry hom dood. Hy het sy geld seker ontvang. Hy wonder, ek glo nie. Miskien sy ja. Miskien het wys net hoe 'n mens gemanipuleer word. Ja. Okay, ek gaan hier afsluit. Elke dag daai keuse maak. Want jy weet, as jy vat ons sondes wat ons pleeg, jy moet dit dadelik om vergifnis vra. Okay, dinge is gejaag, dat 'n mens nie dadelik kan jy dit hou vir vanaand, maar probeer om so onmiddellik daarso te styg. Want baie kan nog gebeur na die aand toe byvoorbeeld. Jy weet, ons is mens, jy kan hoe goed wees, maar jy kan sondig hierso sonder om fisies vir iemand om te sien. Jy kan nie sê, yes, maar daai ou se neus is darm maar krom, nee. Jy kla gesondig net daar. Baie mense sien dit nie as 'n sonde nie, maar jy het hierso gesondig want jy het gekritiseer. Want baie keer as 'n persoon moeilik loop byvoorbeeld, baie mense of dings en dink, ja, kyk hoe lyk daai ou se bene, dis sulke stompe manne, kan hy nie iets doen aan sy lyf nie. En 10 teen 1 is daai persoon siek, en jy weet nie daarvan nie. Ons is te gou om kommentaar te lewer, want daai kommentaar wat jy hier lewer, is 'n sonde, en jy weet nie wat met daai persoon aangaan nie. Ons almal doen dit, almal doen dit. Of jy proe nou hierdie en se kos, hier daar's te veel soute. Dis 'n sonde, want jy klaar gekritiseer. Kritiek lewer. Verstaan jy? Maar dit is feite. Hoekom dink jy, baie mense dink hulle moet hulle servetjie netjies opvou. Vir wat vou jy dit op? Nee man, jy sit hom ons net daar, jy sit hom binne in jou bord en klaar, as jy klaar of jy gooi hom binne in jou bord en aan. Gaan hom mos nie hier langs en of in die klein bordjie, jy sit jou servetjie daar nie. Ek dink jy gaan eet by 'n Wimpie of by 'n Spar, 'n Gespur of waar ook al waar jy gaan eet. Daai servet, niemand van hom op nie, want jy het lekker geëet. En dan gooi hom neer. Dit is waar dit aankom. En dit is, baie min mense dink daaraan. Jy weet, dus eindig gepraat, dis etiket weer. Maar dit is dieselfde soos met sonde, met wat ons vir die Here doen. Hy gee vir ons die riglyne, ons moet dit volg. Dit staan duidelik hier in die woord. En dit stipuleer, hy gee vir die riglyne. Maar ons kyk nie daarna nie, ons gaan net aan. Want ry een van hierdie taksies voor jou in, kyk so, dan skel jy daai taxi net sulke woorde. Ek is een van hulle. Ek wil hom sommer van die pad afdruk. Maar sien dit wys jou nou net weer, 'n mens dink nie. Jy tree op daai oomblik op, waar ons moet ons haal nie niemand doen nie. En veral vandag se tyd word ons baie getoets. Ons is nou in die verdrukking in wat ons getoets word. En dis waar ons moet saam staan en op ons knieë wees en vir die Here sê, hou ons hande vas, laat ons nie daai ketting breek nie. Laat ons daai ketting sterk hou. En aanhou oor Jesus dinge praat en jy gaan kerk toe en jy hoor die woord om jou te verryk nie. En oor jy hou onderhoud. Dieselfde soos met paaie. As daar nie onderhoud gedoen word, gaan sulke goed gebeur. Want baie mense sê, ons het nou die dag ons ook gepraat, ek gaan nie meer kerk toe nie, ek kyk sommer TV op, ek lees my Bybel by die huis. Dis goed. Veral na COVID het dit plaasgevind. Maar ons moet ook by mekaar kom. Want miskien is daar iets wat jy gemis het, dat ons dit kan deurbring vir jou, of jy kan vir my sê. Jy wil tog hoor van ander op, ons moet ons Here, hy is ons koning, ons moet hom aanbid. En as ons saam staan, is ons sterker, as wat ons, ek gaan nie, want dit is nou A, B en C en D, politieke, wat twak is. Want as jy moet vat, maak jouself nou wat 'n kerk jy gaan, solank jy glo wat hier staan. Dit is wat belangrik is, dit is jou riglyn. En gee nie om wat se kerk jy is. Vir my gaan dit nie oor 'n kerk nie, vir my gaan dit oor die woord. En dit is wat belangrik is. En nou kom ons het hoeveel keer die geval gehad, maar ons gaan nie kom nie, want ons is kerk so, kerk B, of kerk C. Ek weet nie wat 'n kerk jy is nie. Solank jy ons hemelse Vader aanbid, dis wat belangrik is. En dis wat die belangrikste is, dis wat
my in jou hand se riglyn is, wat daar staan. As ek vir jou iets kan vertel, moet ek dit kan vir jou uithaal hier. Anderste is dit nie die waarheid. Amen daarop. Anderste is dit nie die waarheid. Is niks om 'n kerk te stig nie, maar kan jy hom vir my hier uithaal en bevestig? Nie net op een plek, op meer as een plek. Kan bevestig. Dis al wat ek was. OK, kom ons sluit af. Onse Here, ons dankie vir hierdie woord wat U vir ons gegee het. Here, U is so wonderlik en so liefdevol. U wat in die genade vir ons geskenk het, dat ons weggevat het onder die wet, dat ons kan vry wees, dat U ons vrygemaak het. Here Jesus, dankie vir wat U aan die kruis gedoen het. Sonder U was die dood vir ons. Here, en dankie dat U die Heilige Gees gestuur het om ons te kon bly, om ons te herinner, ons te kan leer, en om U te dien, met ons hele hart en al ons liefde. Ons dank Here daarvoor. Amen. Amen.